Here, onse God en hemelse Vader. Wat 'n ongelooflike voorreg, Here, om mekaar vandag in U wonderlike naam te kan groet. Deur die woorde te kan spreek, geseënde Kersfees. O Here, ons kan nie vir U genoeg dankie sê vir vandag nie. Vir die voorreg om mense saam met ons te hê. Vader, al het ons alleen vanoggend hierheen gekom, is ons oorweldig met die teenwoordigheid van U liefde tussen ons. Here, uit verskillende dele van die land saam om hierdie fees te kan vier. Maar Here, op hierdie Kersdag kom ons nie net om te luister na 'n bekende verhaal nie. Maar Here, ons wil ook opnuut weer geraak word. Ons wil geraak word, Here, deur die waarheid van U koms. En daarom bring ons vandag na U toe, Here, ons vreugde. Ons bring al ons vreugde wat ons het. Maar Here, daarmee saam bring ons ook op hierdie dag, ons moegheid. Ons bring, Here, na hierdie dag ons dankbaarheid. Ons is dankbaar vir so baie dinge, Here. Maar terselfdertyd, Here, bring ons ook ons verlange. Ja, Here, ons verlang. Ons bring ons geloof, Here, opnuut. Maar Here, ons bring ook vandag ons onsekerheid oor so baie dinge. Heilige Gees, maak ons harte oop, maak ons stil genoeg om te hoor. Maak ons sag genoeg om te ontvang en eerlik genoeg om te erken waar ons U in ons lewe nodig het. Laat hierdie woord vanoggend, Here, nie net in ons ore val nie, maar in ons binneste land, soos lig wat stadig die donkerte verdryf. Ons bid dit in die naam van Jesus, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Amen. Vriende, ek het nog nie die groot voorreg gehad om vir almal van julle net te sê geseënde Kersfees nie. Geseënde Kersfees. Mag julle huise de mekaar wees. Mag die kussings die ceiling tref. Mag daar miskien 'n lamp of twee omval. Mag die huis so de mekaar wees van die vreugde en die mense wat binne in daai huis saam woon. Mag julle 'n onvergeetlike gelooflike Kersfees 2025 saam met mekaar hê. Wat 'n voorreg, vriende, dat ons so saam kan wees. Hierdie kerk so vol gepak is, omdat ons hier is om na die woord van die Here te luister. Vriende, ons gaan saam lees in Lukas 2. Ja, daar staan vers 1 tot 20. Maar ek wil van hierdie bekende verhaal vandag, wat vir ons vertel hoe die lig na die wêreld gekom het, hoe hierdie klein kind hierdie wêreld kon verander het, is daar 'n paar kernmomente in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan by stil staan. En ons is sommer daar in vers 1 van Lukas 2. Lukas 2 vanaf vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. En dan spring ons na vers 7 toe. Maria het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai, hom in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek vir hulle in die herberg was nie. Vers 10.
Toe sê die engel vir die herders, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. En dan hierdie woordjie, vriende, as jy jou Bybel by jou het, kleur daai woord in vers 11. Vandag, sê die engel, is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Skielik, saam met die engel, 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. En dan het die herders teruggegaan. Ons gaan nou hoor, herders het terugbeweeg daar na die veld en dieselfde nagte die skape. En dan kom vers 19. Maria het alles wat gesê is onthou. Dit wat die herders vir haar vertel het, telkens weer by haarself daaroor nagedink. Net tot sover. Die tema vanoggend is die lig wat nie wegskram nie. En dit is hierdie eerste Kersfees, 'n stil waarheid op 'n besige dag. Vriende, dit is so. Kersfees is vir baie van ons, vir baie mense, is Kersfees 'n mooi dag. Vir baie mense is Kersfees 'n vol tafel. Maar vir baie is Kersfees ook 'n leesstoel. Vir party is Kersfees lag en liggies. Vir ander is dit herinneringe wat seermaak. En dalk sit jy vandag hier in Hartenbos. Jy sit in Hartenbos met sand tussen jou tone en 'n hart vol dankbaarheid. Of dalk sit jy ook in Hartenbos met moegheid in jou siel en vra wat nie antwoorde kry nie. En vriende, dis presies hier. Dit is presies hier. Nie in 'n perfekte wêreld nie, nie in 'n stil wêreld nie, nie in 'n wêreld waar alles reg is nie, dat God besluit het om mens te word. Kersfees is nie God wat wag dat dinge beter raak nie. Kersfees is God wat sê, ek kom nou. Ek kom nou. En dit bring ons by die eerste moment wat ons vanoggend saam gelees het. God kom in 'n wêreld wat nie reg is nie. Hierdie bekende verhaal in Lukas 2, wat vir ons vertel van wat by die eerste Kersfees gebeur het, en wat ons saam vier al van gisteraand af reg deur hierdie dag, is dit opmerklik dat Lukas begin nie met die engele nie. Hy begin nie met die engele nie. Lukas begin met hierdie verhaal soos ons wêreld goed ken, met hierdie een naam. Keiser. Lukas begin met 'n keiser. Ons lees in vers 1, en daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus. Nou as ons die woord keiser hoor, dalk miskien net soos ouds, klink hierdie volgende woorde ook vir ons bekend. Belasting, beweging, beheer, dalk die grootste, onreg. Meer nog in hierdie verhaal, hierdie eerste Kersfeesverhaal begin met 'n vrou wat swanger is, Maria. Josef is magteloos.
En gou kom ons agter in Lukas 2 in hierdie verhaal dat die wêreld word gereël deur mense wat nie vir God vra nie. Hierdie wêreld vra nie vir God nie. En dalk miskien, vriende, is dit juis hier waar ons iets dieps moet hoor, sommer aan die begin van hierdie verhaal in Lukas. God wag nie vir ideale omstandighede om sy planne te vervul nie. En dan nog word God ook nie afgeskrik vir die politieke spanning van daardie tyd nie. Hy word ook nie afgeskrik deur die ekonomiese druk van daardie tyd nie. Meer nog, want kom ons wees eerlik, vriende. Maria en Josef was persoonlik nie gereed om hierdie kind in die lewe te bring nie. God skrik nie vir persoonlike chaos nie. En hier kom die eerste groot moment op Kersfees 2025 dat Jesus word nie gebore in 'n wêreld wat gereed is vir hom nie. Die wêreld is nie gereed vir Jesus nie. Hy word gebore in 'n wêreld wat hom nodig het. En dalk is dit jou storie ook. Dalk kan jy jou met hierdie verhaal vereenselwig. Vriende, ons het nie eers alles uitgesorteer in ons lewe nie. Ons het nie eers al die antwoorde beantwoord nie, of vrae beantwoord nie. Maar God sê, en dis hoe hy kom hier na die wêreld toe, ek kom na jou toe, presies waar jy nou is. Waar jy nou is. En dit bring my en ons by die tweede groot moment in vers 7. Ons lees so vinnig by hierdie woordjie verby en hierdie sin van daar is geen plek nie. Mamas, oumas, tannies, stel jouself in, jy moet geboorte gee en daar is nie plek vir jou nie. Daar is nie plek nie. En hierdie een sinnetjie in vers 7 breek vir ons 'n stukkie waarheid oop. Geen plek in die herberg, maar plek in die hart. Jy sien, hierdie is nie net 'n logistieke probleem wat Maria en Josef ondervind nie. Die krisis waaraan hulle is. Sy moet geboorte skenk. Vriende, vers 7 is 'n teologiese verklaring. Die wêreld het geen plek vir God gemaak nie. Geen plek. Daar's nie een plek vir God gemaak nie. En tog maak God plek vir die wêreld. Vers 7. Jesus word nie gebore in vers 1 by keiser Augustus in sy paleis met goud en marmer nie. Hy word gebore tussen strooi. Hy word gebore tussen sweet van die mense om hom en selfs die diere in die stal. En miskien mag ons hier vra, waarom? Waarom word Jesus so gebore? En dan moet ons ook bietjie stil raak by hierdie gedeelte, vriende. En dan kom hierdie diep insig na ons toe, waar ons ook die hart van God leer ken. Dat God niemand wou gehad het om ooit te sê, God sal my nie verstaan nie. God sal my nie verstaan nie. Dat selfs nie die eensame sal sê, God sal my nie
verstaan nie. Dat selfs nie die armes sê, God sal my nie verstaan nie. Die gebrokenes van hart nie sê, God sal my nie verstaan nie. Selfs nie hulle wat uitgeput is en moeg is en plek soek nie, ooit sal sê, God sal my nie verstaan nie. Ons sien in Lukas 2, dat God homself nie van ons pyn van hierdie wêreld geïsoleer het nie. Hy het homself daarin blootgestel. Dis hoe hy gekom het. En dit is die groot waarheid wat die krib vanoggend vir jou en vir my kom sê, is dat God is nie skaam vir ons werklikheid nie. God vlug nie van ons seer af nie. En dan vertel Lukas hierdie verhaal nog dieper, en hy kom uiteindelik by mense aan daar in 'n oop veld. Die herders, die mense sonder status, maar ook by hulle sien ons en ons ontdek 'n groot skat wat lewendig is by hulle. En dit is die openheid wat hierdie herders gehad het. Ons lees dat die engele nie verskyn het aan konings nie. Die engele het ook nie verskyn aan die priesters nie. Die engele het ook nie verskyn aan mense met reputasie nie. Hulle het verskyn aan herders. Mense wat buite slaap. Mense wat onrein was. Mense wat maklik oor die hoof gesien is. En die boodskap van die engel is eenvoudig. En dis hierdie groot woordjie vir hulle, vir ons. Vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore. Nie eendag nie. Nie as dinge beter raak nie. Nie vir die herders as julle lewe regkom nie. Vandag. Kersfees is God se aankondiging, ek is nie ver nie. Ek is hier. Ek is hier. En miskien is dit die woord wat jy vandag nodig het. Nie 'n verduideliking nie 'n oplossing nie, maar 'n teenwoordigheid. En dit bring ons by dit wat die engele gesing het, toe daar 'n menigte engele saam was en hulle sing vrede op aarde. Vrede op aarde. Ons lees in vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Vriende, as ons hierdie verhaal lees op Kersdag, dan is dit hier waar die spanning is. Hier is spanning in hierdie vers. Want die wêreld is steeds onrustig. Daar is steeds oorlog. Daar is siekte. Daar is verlies. Daar is onreg. So wat se vrede bring Jesus? Wat is hierdie vrede? En die vrede wat Jesus bring, vriende, is dalk miskien nie soos ons gehoop het en soos baie gedink het dit gaan wees nie, dat dit die afwesigheid van storms is nie. Dis nie wat hierdie vrede beteken nie. Jesus bring 'n ander vrede. Jesus bring die teenwoordigheid van God in die storm. Dit is die vrede wat Jesus bring. Jesus kom nie en hy maak alles stil nie. Jesus het een doel en dit is om by ons te wees. Dis waar die lig raak, vriende. Om by ons te wees. Terwyl hy alles nuut maak. En dis hoekom Kersfees nie ontken dat dinge seer maak nie. Vriende, daar's dinge wat baie seer maak. Julle dra dit vandag. Julle dra dit.
Maar dit verklaar, Kersfees verklaar, dat seer nie die laaste woord het nie. Seer het nie die laaste woord nie. En dit bring ons by hierdie beeld wat Lukas vir ons skets in vers 19 van Maria. En die beeld wat Lukas vir ons skets in vers 19, vriende, is die beeld wat elkeen van ons ten diepste saam met Maria deel. Ja, Maria dra Jesus fisies as ma. Sy gaan geboorte skenk. Maar vriende, daardie beeld is ook elkeen van ons se beeld vanoggend. Ons dra Christus. Ons dra Christus. En nadat Maria die getuienis van die herders gehoor het, nadat sy die getuienis gehoor het van wat hulle gesien en beleef het, neem sy dit en sy bewaar dit in haar hart. En die vers gaan aan. Sy telke male weer daaroor nagedink. Nadat sy hierdie getuienis gehoor het, na hierdie gebeure van Kersfees, vriende, en ons klim vir 'n oomblik in Maria se skoene, sy het nie alles verstaan nie. Maria het nog niks verstaan nie. Meer nog, Maria het geen beheer oor alles nie. Sy het nie beheer oor enige iets wat gebeur nie. Maar daar's een ding wat Maria in hierdie tyd, hierdie moeilike krisis noodtyd wel het en saam met haar dra, en dit is God se beloftes. Sy dra God se belofte binne haar. Dis wat sy het. En dalk miskien is dit ons uitnodiging vanoggend op Kersfees 2025. Dalk is hierdie uitnodiging vir my en vir jou om nie alles in ons lewe te snap nie. Om nie alles in hierdie lewe te probeer regkry nie. Maar om net soos Maria toe te laat dat Jesus Christus in my werklikheid gebore word. Nie net as 'n mooi verhaal nie. Nie net as 'n tradisie nie. Maar as lewende teenwoordigheid. Ek wil afsluit met wat ons begin het. En wanneer Jesus in die prentjie kom van die verhaal, dan kom ons by hierdie krib. Dit was die teken vir die herders. Julle sal 'n kind in 'n krib sien lê. Die krib was nie die einde van Jesus en God se storie nie. Dit was die begin. Die hout van die krib wys vorentoe na die hout van die kruis en verder. Die kruis wys vorentoe na die leë graf. Kersfees sê vir ons, God het gekom. God is hier. God sal alles nuut maak. Nie omdat alles mooi is nie, maar omdat hy getrou is. Amen. Here Jesus Christus, dankie dat U nie van ons wêreld af weggevlug het nie, maar dat U hierin ingetree het. Dankie dat U nie gewag het dat alles reg en mooi is nie, maar gekom het om dit nuut te maak. Vandag gee ons weer vir U op hierdie Kersdag ruimte. Ons gee vir U ruimte. Ruimte in ons harte,
ruimte in ons gebrokenheid, ruimte in ons vreugde en pyn. Here, waar daar leegheid is, kom wees U teenwoordig. Waar daar vrees is, bring U vrede. Waar daar hoop verlore is, kom steek weer die lig aan. Help ons, Here. Help ons om soos Maria U woord te bewaar in ons harte. En soos die herders met eenvoud en gehoorsaamheid te leef uit wat ons gesien en gehoor het van U. Ons vertrou ons lewens aan U toe, vandag en vorentoe. Ons bid dit in U heilige naam, Immanuel, God met ons. Amen. Vandag op Kersdag 2025, hier in 'n vol Hartenbos dorp, kerk, amfie, gemeenskap en weier. Tussen vakansiegangers, tussen plaaslikes, tussen vreugde, tussen verlies. Mag jy nie net 'n mooi diens onthou nie, maar hierdie waarheid, dat die lig nie weggevlug het van ons donker nie. Dit het daarin ingetree. En julle, daarom is daar hoop. Daar is hoop. Nie oppervlakkig nie, nie goedkoop nie, maar hierdie hoop van Kersfees is ewig waar. Kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie lied. Julle gaan net so bly staan vir die seën, en as julle uitstap, asseblief, as jy nie jou eie huis de mekaar maak nie, gaan maak iemand se huis de mekaar. Geniet Kersfees. Kom ons staan. Mag die God
wat nie ver gebly het nie, maar naby gekom het, jou dra in alles wat voorlê. Mag Jesus Christus, die kind van die krib en die Here van die lewe, jou vrede wees, te midde van alles wat nog nie reg is nie. Mag die Heilige Gees, die lig wat vandag in jou aangesteek is, jou bewaar, jou voed en jou laat groei, waar jy ook al gaan. Gaan in vrede, gaan met hoop, gaan met die wete, God is met jou. Amen.